Ons lees vanaf vers 1, Matteus 21 vanaf vers 1. En toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: Gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig en dadelik sal hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad opgestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man? En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Here en Hemelse Vader, dankie vir hierdie geleesde woord. Dankie dat U skrif in vervulling gebring het, Here. Elke profesie wat in vervulling moes gewees het, het U in vervulling gebring. Dit wat nog kom, sal nog in vervulling kom, Vader. Dankie dat ons op U kan vertrou. My gebed vanmôre is, Here, dat U hierdie woord sal spreek deur my, Vader. Verberg my agter die kruis, en dat ons vanmôre U stem hoor, en dat ons vanmôre hier sal uitstap en sê, ons aanbid 'n groot en almagtige God. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, julle het al seker die gesegde gehoor, jy bring 'n mes na 'n skietgeveg. Al dit gehoor? Dit kom uit die 1987 fliek The Untouchables, waar Sean Connery vir een van sy makkers sê, terwyl hy praat van hulle vyande, sê hy: Hulle trek 'n mes, jy trek 'n geweer. Hy stuur een van jou na hospitaal toe, jy stuur een van syne na die lijkshuis. Dit is die Chicago manier. En wat hy eintlik hier gesê het, is dat ons so voorbereid moet wees, dat die vyand onvoorbereid moet lyk, dat hulle ammunisie en wapens wat hulle bring, moet so minderwaardig wees, dat hulle op die einde van die dag sal misluk of verloor. Dis wat hy eintlik daar gesê het, jy bring 'n mes na 'n skietgeveg. Jy's onvoorbereid. En dit is dalk wat hulle van Jesus kon sê, toe hy met hierdie donkie Jerusalem ingery kom, is dat hy met 'n mes na 'n skietgeveg kom. En hierdie storie, hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, word in al 4 evangelies vertel. Elkeen bring 'n ander detail by. En wat ons hier sien is, Jesus is op pad van Galilea af nou vir 'n ruk, en hy's op pad na Jerusalem vir die Paasfees. Iets wat hy soveel kere gedoen het, en hierdie sal sy laaste keer vir die Paasfees wees wat hy Jerusalem sal inry. En hy het net 'n paar dae vroeër het hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek. Julle ken die verhaal? Dooie man, hy sal begrawe, die skrif sê hy het al begin stink, en Jesus het gekom en hom lewend gemaak. En net so buitekant Jerigo, so 40 kilometer van Jerusalem af, het Jesus nou net 2 blindes hulle gesig teruggegee. Hulle kan weer sien, 2 blindes. En as gevolg daarvan het hierdie 'n groot skare hom begin volg. Onthou hierdie stories loop, die man wek dooies op, die man het siekes gesond gemaak, hy maak blinde oë oop. En hierdie wondertekens wat 'n deel van sy bediening was deur sy hele lewe, en saam met hierdie feit dat hy met hierdie donkie die Jerusalem inkom, het die mense laat dink dat dit is die Messias wat sou kom, dit is die Messias wat voorspel is, en hulle het gedink dat hulle van hierdie Romeinse regering sou kom red. Dit was hulle idee. Nou Jesus se hele tyd in sy lewe op aarde het gelei tot die kruis. Alles wat hy gedoen het, alles het afgeloop tot op hierdie punt waar ons nou is. Hy is op pad na die kruis toe. Hy ry Jerusalem in en hy is op pad na die kruis.
Sy intog in Jerusalem op daardie Palm Sondag was die laaste puzzles wat in mekaar gedruk word van hierdie verlossingsplan. Die verlossingsplan wat God voor die grondlegging van die wêreld al verordeneer het om te gebeur. Die verlossingsplan wat hy vir Adam en Eva in die tuin van Eden in Genesis 3 beloof het, daar sal 'n verlosser kom wat julle sal vrymaak. Dit is hierdie planne wat besig is om plek te val en hierdie is die laaste dinge wat in mekaar gedruk word. Hy wat op 'n donkie Jerusalem moet inkom. Dis so bepaal, daar staan geskrywe. Nou vir 'n groot deel van Jesus se bediening het hy mense stil gemaak en gesê, moenie sê wie ek is nie. As hy mense gesond gemaak het, het hy vir hulle gesê, moenie daaroor praat nie. Wanneer hy mense met wat demoonbesete was gekonfronteer het en hierdie demone hom erken het as die seun van God, wat het hy gesê? Bly stil, gaan uit hulle uit. Want dit was nog nie tyd dat die wêreld moet weet hy is die Messias nie. Maar op Palm Sondag het hierdie ding heel verander. Dit was tyd om hierdie Messias bekend te maak aan die wêreld. Hier is hy nou, hy's op pad kruis toe. En is net 5 dae voor sy marteling en voor sy kruisiging, hierdie Palm Sondags. 5 dae voordat hy gekruisig sou word, 5 dae voordat hy te sterwe sou kom. En Jesus gaan Jerusalem binne soos 'n filmster. Of soos 'n triomferende koning kom hy Jerusalem binne gery. En die mense skree die seun van Dawid. Hulle skree, dis die Messias wat gekom het. Dit is die een waarvoor Israel al die jare wag. Dis is wat hulle uitroep. Maar in plaas daarvan dat hy met 'n limousine daar inkom, of dat hy op 'n oorlogsperd Jerusalem binnekom, kom hy op 'n donkie. Ek meen, wat 'n regdenkende mens wil 'n revolusie begin op 'n donkie? Wie doen dit? En ek mens, weer eens, mens kan dink, as jy nou hier dink, kan jy sê dat Jesus het na die skietgeveg toe gekom met 'n mes. Wat wil hy kom doen teen die Romeinse regering? Of het hy? En Jesus is net buitekant Jerusalem by Betfage, by die Olyfberg, en hy sê vir sy 2 van sy disippels, luister, jy gaan na hierdie dorp toe, gaan in daar, en jy sal 'n donkie en 'n vul sal jy kry daarso. En bring hulle vir my. En as mense vir julle vra, luister, wat maak julle, sê die Here het hulle nodig, en onmiddellik sal hulle laat gaan, en dis wat gebeur het. Ek kan 'n hele preek oor daai gedeelte doen. En toe hulle die donkie by Jesus bring, toe vat hulle klere, trek het uit, sit dit bo-op, want daar's nie 'n saal nie, hulle sit bo-op, en die skrif sê, as jy verder gaan lees, die skrif sê dat niemand het nog op hierdie donkietjie gery nie. So hy's wild. Hulle lê hulle klere op om en Jesus gaan sit op hierdie donkie. En Jesus ry die laaste 3 kilometer van Betfage af, ry hy Jerusalem binne op die donkie. Op hierdie eselvul. En deur dit te doen het hy doelbewus Sagaria 9 vers 9 in vervulling gebring. Blaai saam met my Sagaria, en sien wat sê die skrif daar. Sagaria 9 vers 9. Hy sê, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. So tesame met hierdie wonderwerke wat gebeur het, Lazarus uit die dood uit, die blinde se oë wat gesien is, en nou kom hy op hierdie donkie ingery, en die ouens wat die skrif geken het, moes geweet het, dit is wat daar staan. Hierdie koning sal op 'n donkie Jerusalem binne gery wil kom. So tesame met dit, het hulle gedink, dit is die Messias wat op pad is. Hier is die een wat ons vir honderde jare nou al verwag, wat ons gaan kom bevry van hierdie Romeinse regering. Hier is hy nou. En skielik gebeur daar iets wat jy nie normaalweg selfs vandag sien nie, en wat jy ook nie daai tyd gesien het nie. Die mense begin, soos Jesus die stad op hierdie donkie nader, begin die mense hulle in die skares voor en agter hom, begin hulle van die ouens hulle boklere uittrek. En hulle gooi dit op die pad voor Jesus, voor die donkie, dat die donkie daaroor kan loop. Die wat nie hulle boklere uitgetrek het, die takke gaan afkap, palmtakke van die bome gaan afkap, en dit begin soos vlae swaai, en dit het nie geswaai het, hulle voor die donkie neergegooi, dat hierdie donkie bo op dit geloop het.
En dan begin hierdie skare 'n lied sing, 'n baie ou lied, 'n antieke lied wat ons in Psalm 118 lees en ek gaan dit vir julle net vers 24 tot 26 lees. Blaai saam met my, Psalm 118. Ek het vanoggend hier aangehaal. Julle kan dit by die huis die hele Psalm gaan lees want dit is eintlik stunning. Psalm 118 vers 24. Hy sê dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Wat 'n dag is dit? Soos ek net in die bidkamer vir die span gesê het, ons sê hierdie is die dag. Ons haal die skrif en dan sê ons dit is die dag, hierdie is die dag. Ja, dit is, ons kan dit sê, maar wat hy eintlik hiervan praat is die verlossing is op pad. Dis die verlossing wat gaan gebeur. Dis Christus wat kom ultimately. Dit is die dag wat deur die Here gemaak is. Laat ons daaroor juig en bly wees. Ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. So hulle sing hierdie lied, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Is 'n lied wat sê, Here, stuur vir ons die verlossing wat kom deur die een wat U gestuur het. En dan sing hulle Hosanna. Weet jy wat beteken Hosanna? Hosanna in Hebreëus beteken letterlik, o Here, red ons. Dis wat hulle sing. As hulle sing Hosanna, sing hulle, red ons, Here. En wanneer hulle sing die seun van Dawid, hierdie is die seun van Dawid, is dit hierdie beloofde koning wat vir ewig op hierdie groot ewige koninkryk se troon sal sit. Dis Jesus. Dis wat voorspel is. So jy sal sien, hulle haal heeltyd skrif aan. Hulle is besig om skrif, Jesus is besig om skrif in vervulling te bring. Hierdie mense wat agter en voor hom loop, is besig om skrif aan te haal, deur te sing en te skree. So hierdie toneel wat ons sien is soos 'n verowerende koning wat klare oorlog gewen het en hy's besig om die stad in te gaan. Ongelukkig het hierdie mense wat rondom Jesus saamgedrom het, hierdie mense wat geskree het, hulle klere op die grond voor hom neergegooi het grootliks 'n misleidende begrip van hierdie Messias gehad wat sou kom. Hulle wou 'n koning op 'n strydwa hê. Hulle wou 'n koning hê wat kon oorlog voer teen die Romeine. Hierdie Romeinse besetters sou kom verdryf uit Jerusalem uit. 'n Verlosser wat hulle op hulle wêreldse terme sou kom gesond maak en herstel. Hulle het nie besef dat hierdie koning kom om julle te kom bevry van julle sonde nie. Dit wat julle van God, van die heelal, die skepper van die heelal af verwyder hou nie. Ironies genoeg is dit wat hulle geskree het terselfdertyd reg en verkeerd. Want hulle beskryf Jesus korrek met messiaanse Ou-testamentiese skrifgedeeltes. Ja, dis wie hy is. Maar hulle verstaan hierdie profesie verkeerd. Hulle haal hierdie skrif verkeerd aan. Hulle interpreteer dit verkeerd. En dit is nie snaaks nie, want selfs die disippels op hy stadium wat hulle die donkies gaan haal het en Jesus hulle klere daarop gesit het en hom die stad ingebring het op die donkie, selfs hulle het nie besef wat hulle doen nie. Eers later sou hulle besef wat dit beteken het. Blaai saam met Johannes 12 vers 14, waar ons dieselfde gedeelte sien. Johannes 12 vers 14. Dis weer eens dieselfde verhaal, net in Johannes. Vanaf vers 14. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is: Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom en hy sit op die vil van 'n esel. Vers 16. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie. Maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. So hulle het ook eers later verstaan. Wat is hier besig om in vervulling te gaan? Maar hierdie skare moes agtergekom het dat hier fout is met hierdie triomfantelike intog in Jerusalem in. Ek meen hierdie eenvoudig, ek meen dis 'n koning, maar hy's eenvoudig geklee. Hy's nie in militêre gewaad of in koninklike pragt aangetrek nie. En hy ry op 'n donkie in plaas daarvan dat hy op 'n oorlogsperd die dorp binnekom. En hy sagmoedig, hy's nie strydlustig nie. En dan eindig hierdie dag op 'n antiklimaks. As dit nou 'n fliek was, sou jy nou gedink het, Jesus, as 'n fliek so eindig, dan wil ek dit nie hê nie.
Want jy sou nou verwag, Jesus sal nou die dorp binne gaan en hierdie mense het verwag dat hy na die Romeine sou gaan en sê, luister, hier is 'n oorlogsverklaring, julle sou moet gaan, ek gee julle vir 'n sekere tyd, gee ek julle tyd, dan moet julle uit hierdie stad uitwees. Voordat ons Paasfees begin, moet julle hier uitwees. Dis wat mense sou verwag. Maar wat doen Jesus? Markus 11, weer eens dieselfde verhaal. Markus 11, vers 10 tot 11. Selfe verhaal. Hy geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons Vader Dawid. Hosanna in die hoogste hemele, en Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië. Wat 'n antiklimaks. Ek meen, as dit nou 'n fliek was, soos ek sê het, my vrou sou gesê het, luister, dis nie een van jou tipe flieks. Dis nou waar die ou doodgaan, of dis nou waar die fliek simpel eindig, en dan eindig hy nou daar, en ek like daai fliek. Dis nou so 'n tipe fliek. Hier kom Jesus, hy's op die perd, die mense verwag, hy gaan oorlog verklaar teen die Romeine, en hier kom Jesus by die tempel aan, en hy het so 'n bietjie rondgekyk, rondom hom, en toe het hy besef, luister, dis al laat, kom ons gaan na Betanië, ons moet gaan slaap. Wat moes hy skare gedink het op daardie stadium? Hierdie kombinasie van glorie en nederigheid moes hierdie skare die mekaar gemaak het. Moes hulle verwar het, die hele Jerusalem. Ek meen hierdie triomfantelike intog verteenwoordig God se onderste bo-waardes van sy koninkryk. Jesus se idee van grootheid is nederige diens. Dit is nie hierdie opgeblaase koning wat hierdie stad inkom nie. Nee, hy kom nederig op 'n donkie, kom hierdie stad in Matteus 20 vers 26. Matteus 20 vers 26. Hy sê, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hier is dit. Die mekaar, ek meen, as jy groot wil wees, moet jy dien. As jy eerste wil wees, moet jy dien. Dit maak nie sin nie. Matteus 16 vers 25, net so 'n bietjie terug. 16 vers 25, hoor wat sê hier. Ons lees vanaf vers 24. 16 vers 24. Hy sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, hy sal dit vind. Die mekaar koninkryk hierdie. Ek sê weer, as jy wil groot wees, moet jy dien. As jy wil lewe, moet jy sterwe. Waarvan praat hierdie man? Steen mekaar. Dit pas nie by ons wêreldse idee van grootheid nie. En dan eindig hy in ons gedeelte, en hulle vra, wie is hy? Wie is hierdie man wat hierdie donkie inkom? En wat sê hulle? Sê hulle is die Messias? Sê hulle dis die koning van die konings wat kom? Nee, hulle eindig deur te sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Sien jy, skielik verander dit van hierdie koning, vir wie hulle nou net takke gegooi het, vir wie hulle nou net klere gegooi het, en skielik is dit nou, dis maar net Jesus. Hy is die profeet van Galilea. Plain en eenvoudig. Psalm 118 vers 22. Hoor wat sê hy? Die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom, dit is wonderbaar in ons oë. So hierdie einste Jesus wat hulle nou net die dorp in verwelkom het en gesê het, welkom, hier is die Messias, hier is die koning van die konings, hier is hy, hier kom hulle nou net en sê, nee, dis maar net die profeet van Galilea, moenie worry nie. En hier sê die skrif, wie wat gaan gebeur, julle gaan hierdie steen wat ek vir julle gestuur het, gaan julle verwerp. En wat ons moet besef is, dat baie wat nou net Hosanna, red ons Here uitgeroep het, gaan oor 5 dae skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En Jesus is vandag nog steeds hierdie misverstane Messias.
In ons liberale kultuur hier in Suid-Afrika is dit nie is daar nie baie mense wat regtig eerlikwaar Jesus wil teestaan nie of hom wil afkraak nie. Vreemd genoeg dat in 'n wêreld waar jy baie weerstand sou verwag, eintlik is dit nie regtig die geval op die manier wat ek en jy dalk dink dit sou plaasvind nie. In 'n land waar doen wat jy wil, doen wat jy goed vind, dalk die lese van die land kon gewees het. Wanneer Jesus opduik in 'n gesprek, dan sal hulle vir jou sê, weet wat, Jesus was 'n wonderlike ou. En dan los hulle die gesprek daar. Hy was 'n goeie man, en ons los die gesprek daar. Want weer eens, die Jesus wat van die kansel af gepredik word, is nie die Jesus van die Bybel altyd. Ek het eendag toe, terwyl ek geswat het, moes ek preke voorberei, en dan moes ek die preek voor die kerkraad preek, en dan daar stuur ek my hele preek in volgorde, in woord vir woord, nie soos hierdie nou nie, woord vir woord word gestuur, die kerkraad merk my goed, hulle geef my punt, ek stuur al daai goed na die college toe, hulle merk my goed, en vir 'n spesifieke preek, laat weer die dien van die college stuur vir my boodskap, ek het redelike goeie punte gekry vir die preek, en hy sê vir my, weet wat, Nico, al probleem wat ek met jou preek het, jy sal hierdie preek in 'n Joodse sinagoge preek, en die Jode sal nie ene probleem daarmee hê nie. Waar is Jesus Christus? Waar is die kruis? Waar is die bloed? Waar is die ware Jesus van hierdie skrif? Jy het van Jesus gepraat, maar dit wat jy van Jesus gesê het, gaan niemand offend nie. En ek sal dit nooit vergeet. Wat is die Jesus wat ek en jy verkondig, as ons daar buite is? Is ons bang om mense te offend? Is ons bang om mense kwaad te maak, deur die waarheid te preek? Ek meen hierdie wêreld sal sê, ja, ons glo Jesus was 'n goeie man, maar hy was beslis nie die opgestane Here van die heelal, wat ons op Paasfees vier in hierdie tyd. Hy is ook nie die een wat gesê het, dat alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee nie. Hy is ook nie die een, wat die sleutels tot die waarheid en die verlossing hou nie. Dis nie hy nie. Hy is geen een van daardie dinge nie. Hy was net 'n goeie man. Hy was 'n profeet. So wanneer die gemiddelde moderne persoon gevra word wie Jesus is, en ja, selfs sommige Christene, is die algemene antwoord dat Jesus 'n goeie man was. Hy was 'n profeet. Hy was 'n morele leermeester met goeie raad. Selfs in die eerste eeu het sommige geglo dat Jesus bloot 'n leermeester was. 'n Joodse historikus wat 37 jaar na Christus geleef het, genaamd Josephus, het die volgende te sê gehad. Nou was daar omtrent hierdie tyd Jesus, 'n wyse man, as dit geoorloof is om hom 'n man te noem, want hy was 'n doener van wonderlike werke, 'n leermeester van mense wat die waarheid met genoeg ontvang. Hy het baie van die Jode en baie van die heidene na hom toe aangetrek. Sien jy? Dis 'n Jood wat hier praat, 'n Joodse historikus wat hier praat, en hy sê nie, dit was die Messias nie, hy was 'n goeie man. Hy het mense geleer. Nou ek wonder altyd, die mense wat sê, hy was 'n goeie leermeester, weet jy werklik wat Jesus geleer het? Besef ons wat in die woord van hom staan? Nou ons soek om hierdie vraag te beantwoord van wie is Jesus, moet ons erken, dat daar eintlik net 3 antwoorde kan wees. Net 3. Nommer 1, Christus het gelieg. Hy het geweet dat hy nie God is nie en hy die mense bedrieg. Dis nommer 1. Nommer 2 moet wees, hy was mislei. Hy was mislei, hy het gedink hy's Christus en hy het dit vir die mense vertel, maar hy was eintlik mislei. Of nommer 3, hy het die waarheid vertel. En hy was die seun van God en hy het kon sterf aan die kruis van Golgotha vir die ganse mensdom. So hy was of 'n leienaar, of hy was 'n kranksinnige, of hy was die Here van die heelal. Een van hierdie 3. Maar 'n goeie man en 'n profeet en 'n morele leermeester is nie een van daardie 3 nie. Kan nie wees nie. Want ek sê weer, 'n man wat sê dat ek God is, die seun van God is, en nie God is nie, is kranksinnig. C.S. Lewis het dit so mooi gestel, en ek gaan net die hele stukkie net so lees soos hy het neergesit het.
Hy sê, ek probeer hier verhoed, dat enige iemand die werklike dwaase ding sê, wat mense dikwels oor hom sê. Ek is gereed om Jesus as 'n groot morele leermeester te aanvaar, maar ek aanvaar nie sy aanspraak dat hy God is nie. Hy sê, ek wil dit keer. Hy sê, dit is die een ding wat ons nie moet sê nie. 'n Man wat bloot 'n man was en die soort dinge gesê het wat Jesus gesê het, sou nie 'n groot morele leermeester wees nie. Hy sou of 'n kranksinnige wees op dieselfde vlak as iemand wat gesê het hy's 'n geposeerde eier. Of hy sou die duiwel van die hel self wees. Jy moet jou keuse maak. Of hierdie man was en is die seun van God, of 'n mal mens of iets ergers. Jy ken hom vir 'n dwaas, jy kan hom vir 'n dwaas opsluit, jy kan hom op hom spoeg en hom as 'n demoon doodmaak. Of jy kan aan sy voete val en hom Here en God noem. Maar laat ons nie met enige neerbuigende onsin kom oor dat hy 'n groot menslike leermeester is nie. Hy het dit nie vir ons oopgelaat nie en hy het dit nie bedoel nie. Hy is God. So die Christendom, om Christen te wees is 'n stelling wat indien dit vals is, glad nie belangrik is nie. Maar indien dit waar is, indien die claims wat ons vanmôre maak waar is dit van onskatbare, onbeskryflike waarde. Maar een ding wat dit nie kan wees nie, is matig belangrik. Miskien. Ek het nog tyd, ek kan nog kies. Al die wonders, al die tekens, en Jesus se intog in Jerusalem op daardie stadium het uitgeskree. Hy is die verlosser van die wêreld, hy is die Messias wat kom, hy is die seun van Dawid, wat ewig op hierdie troon sou sit. Maar al hierdie tekens, die palmtakke, die hosannas, en die klere wat op die grond gegooi is, het daarop gedui dat hierdie skare verwag het dat hy hulle kampioen sou wees. Hy sou hulle kom red van die hand van die Romeine af. Toe hierdie palmtakke neergegooi is, hierdie uitroepe geskree is, die klere op die grond gegooi is, het hulle dalk gedink aan iets wat 200 jaar vroeër gebeur het. Toe omtrent dieselfde goed, dieselfde palmtakke en goed gebruik is, toe Judas Maccabeus, weet al van Maccabeus gehoor? Die Maccabeese oorloë. Toe Judas Maccabeus, sy bynaam was die hamer. En ons moet dit onthou, sy bynaam was die hamer. Hy was 'n Joodse priester en hy was 'n legendariese kryger wat hierdie heidense regerings uit Jerusalem uitgedryf het. En hy het oorwinnend het hy Jerusalem binne gery gekom nadat hierdie mense uitgedryf het en palmtakke en goed is afgehaal en neergegooi voor hom toe hy die dorp binne gery kom. Judas die hamer. En wat hy gekom het toe Jerusalem binnekom, het hy die tempel skoon gemaak en daardie besoedelde altars het hy die tempel uit verwyder. So hulle het dalk gedink aan dit. Ek meen, hier is die Messias, dit moet wees. Hy gaan iets groots kom doen. Of hulle het dalk gedink aan koning Dawid. Hierdie held van hulle, hierdie nasionale held van Israel. Wat 'n arm skaapwagter was. En God het hom agter die skape gaan uithaal. En hy het een van die magtigste krygers in Israel geword. Een van die magtigste en goddelike konings wat Israel ooit gehad het op daardie stadium. So dalk het hulle gedink dat hierdie eenvoudige rabbi wat nou hierdie dorp ingery kom op hierdie esel, gaan dalk soos hy wees. So toe die skare sonder hulle boklere, die palmtakke swaai en van vreugde uitroep, het hulle die ware rede van Jesus se koms nie verstaan. Hulle het dit gemis. En Jesus het dit geweet, hy het na hulle gekyk en hy het geween daaroor. Hy was hartseer daaroor. Lukas 19 vers 41, blaai saam met my. Lukas 19 vers 41. Weer eens dieselfde verhaal. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, hoor wat sê hy so,
As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien. Met ander woorde, wat hy gesê het, as jy maar geweet het wat dit jou gaan kos om vrede te bring tussen jou en God, as jy maar geweet het, dis eintlik wat hy sê, julle ken die skrifte, maar julle haal dit verkeerd aan. As jy maar geweet het, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Hulle gedagtes, hulle perspektiewe, hulle metodes het nie by God gepas nie. Ek ben Jesus het gekom nie om simptomatiese verligting te bring. Ek ben ons bid soos vanoggend, bid ons vir genesing en ons bid vir finansiële voorspoed en ons bid vir al hierdie tipe dinge. Ons wil nie swaar kry nie, ons sit nou met petrol en diesel wat die hoogtes inskiet. Ons is bekommerd oor die kos wat gaan duurder raak. Dis alles goed waarvoor ons kan bid en dis waarvoor hierdie mense geroep het. Ons het hierdie verlosser nodig. Kom help. Maar dis die simptome. Jesus is nie net gekom om daai simptome dood te maak nie. Ek sê weer, 'n mediese dokter kom en hy kan jou simptomaties verligting bring. Ons gee vir jou pil vir die pyn. Ons gee vir jou pil om jou neus oop te maak, maar ons kom nie by die wortel van die probleem nie. Jesus gesê, nee, ek kom nie simptomaties verlig nie. Ek kom om by die wortel van die kwaad uit te kom. Sonde, dood en die duiwel gaan ek kom oorwin. Dis waarvoor hy gekom het. Dis hoekom ek hier is. Die mense wou 'n kampioen hê wat vir Rome gaan kom oorwin en Jesus kom en sê nee, ek kom om dit wat julle breek van Adam en Eva se tyd af kom ek vernietig en regmaak. So terwyl die skare hierdie hamer soek, hulle soek Judas die hamer. Dis wat hulle wou hê, het Jesus gekom om Jesaja 53 wat 700 jaar voor sy geboorte neergepen is, kom hy om dit te kom vervul. Jy kan dit by die huis gaan lees. Ons almal ken daai gedeelte. So hy kom om skrif te vervul, hy kom om die wil van sy Vader te doen, dit wat neergepen is. En wat sê Jesus oor die woord? Jesaja 23 vers 29. Blaai saam met my. Jesaja 23. Jesaja 23 vanaf vers 29. Oh, sorry, Jeremia, jammer. Dis Jeremia. Julle gaan hom nie dalk. Jeremia 23. Vanaf vers 29. Hoor wat sê hy hierso? Is my woord nie so, soos 'n vuur spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Hier kom die hamer nou in. Hulle soek die hamer en Jesus sê, ek bring die hamer, ek bring die woord van God, ek kom bring die woord van God in vervulling, en hierdie woord wat ek in vervulling bring, is soos 'n hamer wat die rots vermorsel. Daarom kyk, ek het dit teen die profete, hoor wat sê hy, spreek die Here, wat my woorde steel, die een van die ander. Kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat hulle eie tong gebruik en sê, die Here spreek. Kyk, ek het dit teen hulle wat leenagtige drome profeteer, spreek die Here, en dit rond vertel en my volk vertel, met hulle verlei met hulle leuns en hulle grootpratery, terwyl ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die Here. Hoor wat sê hy? My woord is soos 'n hamer wat die rots vermorsel. Dit wat julle nodig het om julle vry te maak is my woord. En julle wat veronderstel is om my volk te leer uit my woord uit, julle kom steel die woorde, julle kom steel my woorde en julle bring julle eie woorde. Hy sê hulle is nutteloos eintlik vir die volk. En Jesus sê ek kom om die woord te kom vervul, want die woord is die krag, die woord is die hamer. Deur sy dood sou hy die sonde van die wêreld kom wegneem. Hy kom om Sagaria 9 vers 9 wat 500 jaar voor sy geboorte neergepen is, kom hy om dit te kom vervul. Hierdie regverdige seëvierende koning wat op 'n donkie Jerusalem sou binnegaan. En ek meen jy moet besef, 'n donkie,
Dit was die minibus van daai jare. Ons gelaai goed af, dit was die donkie, was 'n pakdier. Ek meen, met 'n minibus staan jy nie by 'n robot en jy impressie mense rondom jou met my wonderlike voertuig. Nee. Jesus kom op hierdie pakesel, kom hy Jerusalem ingery. Hoekom? Want die skrif sê so, dis hoe dit gaan wees. Hy gekom nie om, soos ek sê, simptomatiese verligting te bring nie. Hy kom maak klaar. Toe hy daar Jerusalem inry, het hy gekom om die streep te trek in die sand en te sê tot hier toe en nie verder nie. Hier stop dit. So Palm Sondag, dit wat ons vanmôre vier, is die poort na die kruis. Jesus is op pad kruis, toe hy weet waartoe hy gaan. Hy weet dat hierdie mense wat skree, Hosanna, is van hulle wat gaan skree, kruisig hom, hy weet wat kom. Maar die skrif sê, tot die dood toe was hy getrou, tot die dood toe was hy getrou aan sy Vader. Tot die dood toe het hy die woord van God vervul. So dieselfde Jesus wat daar die stad op die donkie ingegaan is, dieselfde Jesus wat 5 dae van nou af aan die kruis sou sterf. So hierdie week wat ons nou vier, van vandag af, het die res van die wêreld totaal en al verander. Jesus het gekom om te sterf. Vir hierdie skare sondaars wat geskree het, Hosanna, red ons. Hy het gekom om te sterf vir hierdie skare mense wat uiteindelik 5 dae later vir hom sou skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Beide skares, ongeag hul dade, het 'n verlosser nodig gehad. Maar dit is nie die verlosser verlos van Rome nie. Dit is verlos van die oordeel van God wat op pad is. Daar's 'n prys om te betaal en ek en jy kon dit nie betaal nie. Soos hierdie skare, as ek en jy hierdie ongelooflike gawe van verlossing en genade ontvang. Romeine 6:23. Romeine 6:23. Hy sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onze Here. Genadegawe. Nou in Afrikaans het ons een woord, genade. In die Engels het hulle grace and mercy. Weet jy wat die verskil tussen grace and mercy? Grace, genade, soos wat ons hier vertaal. Genade is wanneer God kom en hy gee vir jou iets wat jy nie verdien nie. Jy verdien nie om gered te word. Jy verdien nie om verlos te word nie. So dis genade. Mercy aan die ander kant is, ek gee jou nie wat jy eintlik verdien nie. Die dood. Dis die verskil tussen grace en mercy. Mercy, grace is, ek gee vir jou wat jy nie verdien nie. Mercy is, ek gaan jou nie eens gee wat jy wel verdien nie. Die dood. Dis waarvoor Christus gekom het. En dan moet ons onthou, daar kom 'n dag, wanneer Jesus hierdie aarde binne gery gaan kom, op 'n wit perd, Openbaring 19 vers 11 tot 16. Kom ons lees dit. Openbaring 19. Hy sê, toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En ek het nou net vir jou gesê, dis die hamer. Hier kom die hamer. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings, die Here van die Here. Dis hier wat ons vanmôre aanbid.
Dis die een wat op daardie donkie Jerusalem ingegaan het, want hy weet ek is op pad terug aarde toe op 'n wit perd en ek kom om oorlog te voer. As jy sien wat sê sy oë is soos vuur vlamme, dis woede, dis kwaad, hy haat sonde, hy skruis toe vir sonde. Elke knie sal buig op daardie dag. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, Filippense 2 vers 9 tot 11. Terwyl die aarde die werklikheid van God en sonde en oordeel verwerp, word daardie dag, hier is die dag wat die Here gemaak het, daardie dag word beskou as die uiteindelike plek van waarheid, waar die oorsprong en die gevolge van sonde duidelik verstaan sal word en gevoel sal word. Hulle sê, hel gaan die mees gelowigste plek op aarde wees. Want jy gaan weet, daar is net een God, en daar was net een weg, en dis die kruis. As jy gedink het dat hierdie intog van Jesus in Jerusalem nog net 'n Joodse storie was, het ek nuus vir jou. Eendag sal ons almal, al die gelowiges sal saam, met al die gelowiges van al die eras, deur al die eeue en alle kulture by mekaar kom, sê die skrif, om die volledige vervulling van hierdie oorwinning te kom vier. Die verloste sal almal saam eendag palmtakke voor die verlosser swaai. Het julle aangedink? Openbaring 7 vers 9 tot 10. So hierdie weer eens is 'n skaduwee van wat op pad is. Openbaring 7 vers 9 tot 10. Wat sê hy daarso? Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande, en hulle het met groot stemme geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Ek kan nie wag vir daardie dag nie, dat ek gaan palmtakke swaai voor die koning van die konings. Hier is die koning nou. So Palm Sondag, hierdie dag is belangrik, want dit dwing my en jou om ons mensgemaakte, ons polities korrekte idees oor Jesus in die gesig te staar. Want ek is so bang ek offend iemand, ek is so bang ek maak iemand kwaad. Ek wil die Jesus preek wat ek gaan nie eens 'n Jood ongemaklik maak nie. Ek sien myself in daardie skare, besig om Jesus Christus, die beeld van Jesus Christus, te buig en te vorm in 'n beeld wat ek dink hy is en wie hy is. In plaas daarvan om hom toe te laat om te sê wie hy is, om homself te definieer, wie is Jesus Christus? En Jesus self vir 2000 jaar al sê, ek is. Ek is die brood van die lewe. Johannes 8:36, die bron van geestelike groei. Ek is die lig van die wêreld. Johannes 8 vers 12, die gids wat geestelike duisternis verdryf. Ek is die deur, die poort. Johannes 10 vers 9, die enigste weg tot beskerming en verlossing. Ek is die goeie herder. Johannes 10 vers 11. Een wat sy skape beskerm en sy lewe daarvoor aflê. Maar hy is nog nie klaar nie. Hy sê ek is die opstanding en die lewe. Johannes 11 vers 25. Die bron van die lewe, die een wat die dood oorwin. Hy sê ek is die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6. Die enigste weg tot God die Vader. Daar is nie nog nie. Daar is net een. As iemand anders vir jou vertel, daar is nog 'n weg tot God die Vader, dan laat hom 'n vervloeking wees. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daar's nie twee weë nie, daar's een. Maar hy is nog nie klaar nie, hy sê, ek is die wynstok. Johannes 15 vers 1, die bron van geestelike lewe en 'n produktiewe geestelike lewe. Die vrug van die Gees is van hom afkomstig. En dan eindig hy. En hy sê, voordat Abraham was, is ek. Ek is God. Ek is God in die vlees.
Ek is nie julle mensgemaakte idee van wat ek is nie. Ek het nie julle mensgemaakte idees kom doen aan die kruis van Golgotha nie. Ek het die wil van my Vader kom doen, sodat ek julle kan loskoop met my bloed en julle terug kan bring na die Vader waar julle hoort. So wie dink jy is Jesus vanmôre? Is hy net 'n probleemoplosser in moeilike tye? Ek ken hom nie tot dit begin swaar gaan. Ek lees nie my Bybel tot dit begin swaar gaan met my nie. Is hy maar net 'n morele onderwyser, een wat goeie raad vir jou kan gee. So wanneer dinge moeilik begin raak en ek wonder wat gaan aan, hoe moet ek my besigheid aan, hoe moet ek my plaas bestuur, hoe moet ek by die skool optree, hoe moet ek dit doen, hoe moet ek dat doen, wat doen ons gewoonlik? Julle ken hy koringkorreltjies? En dan haal ek uit die skrifgie, dit wat daar staan, haal ek heelheid verbandheid aan. Ek steel God se woord, sodat hy nou net gesê het, en wat is die gevolg daarvan? My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Julle ken my nie, en nou suffer julle kry swaar, en julle weet nie hoekom nie, want julle ken my nie. So wat is jou reaksie op hierdie buitengewone koning, wat Jerusalem op die donkie ingery gekom het? Die enigste regte reaksie vanmôre is dat ons sy voorbeeld sal volg. Dat ons sal leef soos hy geleef het, sal dien soos wat hy gedien het. Daar is nie 'n ander manier nie. Ons uitroep moet ook wees vanmôre, Hosanna! Jesus, red ons vandag, red my nou. Waarvan moet hy my red? Here, red ons uit ons kortsigtige verwagtinge van wie U is. Hosanna! Here, red ons uit ons selfsugtige perspektiewe van wie ek is. Hosanna! Wat is my doel? Hoekom moet ek hier wees? Hoort ek in die liggaam van Christus? Ek sê weer vir jou. Jy kan nie deel van die liggaam van Christus wees en nie deel van 'n liggaam wees somewhere nie. Iewers moet jy in 'n kerk dien, iewers moet jy betrokke raak. Here, red ons uit ons begeertes om gedien te word en nie te dien nie. Hosanna! En saam met hom, en hier is die groot ding, ek begin met te sê, jy bring 'n mes na 'n skietgeveg. Saam met Christus, saam met die Heilige Gees vanmôre, bring ek en jy 'n geweer na 'n mesgeveg. Net moet die anderste om. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. 2 Korintiërs 10. Hoor wat sê hier. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word deur die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Hoor wat sê hy? Daar is skanse wat opgewerp word teen die kennis van God. Satan kom en hy gebruik die wêreld, hy gebruik my en jou om skanse op te stel, sodat mense God nie ken nie. Dis wat hy sê. Maar hy sê, my wapens, wat ek bring na die party toe, is genoeg om hierdie skanse neer te werp. Jou stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hy kom om hierdie wapens te verbreek. En Paas-Sondag is op pad. Ons is hier by Palm-Sondag. Jesus ry Jerusalem binne, besig om skrif te vervul. Hy weet wat kom, hy weet hy moet kruis toe. Hy weet waarvoor sy Vader hom gestuur het. En hy weet die wil van sy Vader te doen, weet hy. Hy bring die hamer, hy bring die skrif. Hy bring skrif in vervulling. Hy sal sterf van daardie kruis en hy gaan die verlore skape gaan hy verlos en vrymaak. En hy eindig 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Kom ons lees vanaf vers 50 af.
Hy sê, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklike, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, hierdie dag wat die Here gemaak het, is waarvan hy praat. Want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word, en hierdie sterflike moet met die onsterflike bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met die onverganklikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Nou hierdie is 'n skrifgie wat hulle gewoonlik by begrafnisse lees. Jy het al gehoor. Jy kan dit vandag lees vir jouself. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Want ek sê weer, jy kan 'n kind van die Here nie dreig met die dood nie. Jy dreig maar eintlik met die ewige lewe, deur die kruis van Golgotha. Dis waarmee ek gedreig word. Met die ewige lewe, waarmee wil jy my dreig? En my gebed vanmôre is dat ons hier opnuut 'n liefde sal kry vir sy woord. Opnuut 'n liefde, opnuut hier sal delf, en soos ek met die Bybelstudie gesê het, ons laaste Bybelstudie het gesê, wie wat? Ek is besig met die woord, ek is besig om voor te berei vir Sondagse diens hierdie week, ek is besig om voor te berei vir die Bybelstudie hierdie week, en ek is besig met die woord, ek is besig met die Bybel. Maar as ek nie my eie persoonlike Bybelstudie het nie, is my geestelike lewe afgewater. Ja, maar ek is dan besig om preek, ek sit met skrif, ja, maar hierdie is nie persoonlik, hierdie is amper of ek 'n toespraak besig om voor te berei. Dis meer as dit, maar dis die punt. Hoe lyk jou persoonlike lewe vanmôre? Wie sien jy Jesus vanmôre? Waar dien jy vanmôre? Wanneer ons hier uitgaan? Onthou ek sê weer, soos ek vir jou gelees het, die wêreld is besig om die woord van God te steel. En is die woord van God, die evangelie is die krag van God tot redding vir die wat glo. Dis 'n wapen. Wat wil ek anders doen? Toertjies? Nee, verkondig die evangelie. Dis die krag van God tot redding vir die wat glo. Hier's my wapen. Wat is jou wapen vanmôre? En my gebed is dat AGS Sannieshof, dat dit die evangelie van Christus Jesus, en ek sê weer, die evangelie begin in Genesis 1 en dit eindig in Openbaring 22. Dis waar dit eindig. Hierdie hele ding is die evangelie. As iemand vir jou sê dat die evangelie begin in Matteus, nee, jy sit die pot mis. Hierdie hele ding is die evangelie van Christus Jesus. Dis een storie, dis een verhaal, daar's een redder, daar's een weg tot God, en dis Christus Jesus deur die kruis van Golgotha. En daardie evangelie is die krag van God tot redding. So Satan kom met enige iets kom en allerhande skanse opwek vanmôre. Ek en jy bring 'n geweer na 'n skietgeveg. Satan kom met 'n mes na hierdie skietgeveg. Hy gaan dit nie maak nie, want hy kan dit nie maak nie, want weer eens, Jesus het gesê, ek sal my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie.